Goed, is jy reg vir die woord? Kom ons begin eers met iets baie snaaks. Ek hoor 'n baie snaakse storie van 'n jong man wat sy hele familie Israel toe gevat het vir vakansie. Hy het toe nou die skoonma ook saamgevat. En ongelukkig toe sterf die skoonmoeder nou in Jerusalem. En hy moet toe nou dringend 'n plan maak. Jy weet, dit is baie ongerieflik, ongemaklik as so iets moet gebeur met jou in 'n ander land. En hy gaan toe na die ambassade toe. En hy vra hulle hulp en hy vra, wat moet hy doen? En hulle sê, jong, ons kan jou help en vir jou spesiale prys gee, jy kan jou skoonma sommer net hier begrawe vir R5.000. Of as jy wil hê ons moet die liggaam terugvlieg Suid-Afrika toe, dan gaan dit vir jou 75.000 kos. Hy sê, nee, dis heeltemal reg, vlieg die liggaam terug. En hierdie persoon wat hom help by die ambassade sê, joh, maar jy was hom seker baie lief vir jou skoonma. Hy sê, dis nie so seer dit nie. Hy sê, maar hy het wel van 'n geval gehoor, baie jare gelede, waar iemand hier in Jerusalem uit die graf uit opgestaan het. En hy wil net nie daai kans vat nie. Dis net 'n grappie. Ek praat met jou oor groei in voortreffelikheid. Sê dit saam met my, voortreffelikheid. Die Engels sê excellence. Sê dit weer, voortreffelikheid. Excellence. Daniël hoofstuk 6, as jy jou Bybel gebring het, of volg dit daar op die bord. Kom ons gaan die eerste 5 verse saam lees. Daniël hoofstuk 6. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. En dit het Darius behaag om oor die koninkryke 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Jy moet mooi konsentreer. En toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde, hoeveel landvoogde? 120 en 3 ministers, uitgemind, uitgestyg. Kyk daar, onderstreep dit in jou Bybel. Omdat 'n voortreffelike gees in hom was. En daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Wow. En toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Wow. Voortreffelikheid. Kom ek gee net gou vir jou 'n bietjie agtergrond, dan verstaan jy hoe wow hierdie storie is. Daniël was een van 'n klomp mense en 'n klomp jong mense wat weggevoer was in ballingskap na 'n ander land toe. Jy moet nou verstaan, hier's nou 'n klomp Jode in 'n ander land. Daar word 'n ander taal gepraat. 'n Koning wat God nie vrees nie, hy dien nie die God van Israel nie. Maar hierdie jong man, Daniël, was so voortreffelik. Die Bybel sê hy het 'n voortreffelike gees gehad. He had a spirit of excellence upon his life. Soveel so, kry die prentjie, dat hy aangestel was deur 'n vreemde koning in 'n vreemde land
as 'n minister. En nou het ons gelees dat hy een van 3 ministers was, en daar was 120 landvoogde. En die Bybel sê, hy het uitgemunt, hy het uitgestyg, bo almal. Soveel so, dat die koning dit oorweeg het, om hom nou oor die hele koninkryk, die hele aan te stel. Ek dink aan nog iemand net terwyl ek nou hieroor praat, ek dink aan Josef, wat so uitgestyg het bo sy tydgenote, omdat hy 'n man van excellence was, 'n voortreffelike gees ook gehad het, selfs wanneer hy in die tronk was, dan maak hy sukses daarvan. Jy weet, is nie 'n grap om in die tronk te wees nie. Maar elke keer munt hy uit. Bly 'n minister. En hier's Daniël, en die Bybel sê, hy het hierdie voortreffelike gees. Dit beteken, alles wat hy gedoen het, het hy voortreffelik gedoen. Hy het dit gedoen met excellence. En hy het guns gekry by die koning. En raai wat gebeur, en ek wil hê jy moet dit weet, ek waarsku jou voor die tyd, wanneer jy 'n voortreffelike gees gaan kry, gaan jy mense kry, selfs familie en vriende, wat nie daarvan hou nie, en hulle gaan jaloers wees op jou. Ek wil vir ons kinders sê, ek sien 'n klomp tieners vanmôre, wanneer jy gaan uitstyg, omdat jy dinge na die beste van jou vermoë doen, gaan almal dit nie waardeer nie, dank God vir hulle wat dit waardeer, maar jy gaan altyd mense kry wat jaloers is op jou. Ek wil vir elkeen van u sê, daar by die werk, of by jou besigheid, of wat jy ook al doen, in bediening, wanneer jy gaan uitstyg, en God laat toe dat jy verhoog word, omdat jy hierdie voortreffelike gees op jou het, gaan almal dit nie waardeer nie. Goed, ek wil net hierdie ding net establish. So, moenie bekommerd wees oor hulle wat jaloers is op jou nie. Almal gaan nie jou sukses waardeer nie. Nou sê die Bybel, hierdie landsvoogde en die ander ministers het gekyk of hulle 'n fout kon vind by Daniël. Bly by my. Hulle het 'n rede gesoek om hom aan te kla. Hoekom sou 'n ou dit wil doen, wanneer iemand so presteer en goed doen? Dis jaloesie. Dis wanneer iemand bedreig is. Wanneer iemand nie regtig weet wie hy is nie. Luister mooi, wanneer jy lelike goeie sê oor iemand anders wat goed doen in die lewe, sê dit vir ons net iets van jou insekuriteit. Dit sê vir ons iets van jy weet nie wie jy is in Christus. Want weet jy wat, wanneer iemand goed doen, komplimenteer daai persoon en sê hy, well done. En die Bybel sê, hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was in alles. Daar was geen nalatigheid nie, kyk daar, en geen verkeerde handeling by Daniël nie. En weet jy wat gebeur? Daniël verteenwoordig die God van Israel. Hy verteenwoordig Israel in Jerusalem in 'n vreemde land. En die Bybel sê, Daniël het elke dag 3 maal gebid. Jy kan dit later by die huis gaan lees. Dan hy sê en die Bybel sê Daniël het elke dag 3 maal gebid. Jy kan dit later by die huis gaan lees. Dan hy sy venster oopgemaak in die rigting van Jerusalem en hy het vir sy mense, sy volk gebid dat die Here hulle kan seën. Nou as jy verder gaan lees wat ons nie nou gaan doen nie, dan sal jy sien hierdie landsvoogde en ministers het gesê daar's geen fout by hierdie ou nie. Hy's nou uitmuntend. Hy's uitstaande. He's a man of excellence. Hy het hierdie voortreffelikheid in hom. Ons kan geen fout vind by hom in sy werk en by die regering. Die Bybel gebruik die woord regering. En hulle sê, maar kom ons kyk of ons fout kan vind in sy godsdiens. Hoekom? Omdat hulle geweet het, Daniël was anders. Hy was 'n man wat gebid het. Nou ek wil dit net noem, dis gratis. Hulle het geweet hy bid 3 maal 'n dag. Hy was nie 'n secret agent nie. My heerlikheid, ons werk 30
jaar saam, is jy toe ook al die tyd daar by die AGS? Want daar by die werk is jy skaam vir die Here. Wie dit ook al is, 'n secret agent. Nee, Daniel was minister, luister mooi, op hierdie vlak, hierdie hoë vlak, almal het geweet, hy bid 3 keer 'n dag. Hoekom? Want die Bybel sê, hulle het toe gesê, kom ons kyk of ons fout kan vind op sy geestelike gebied, godsdiens. En toe, wat doen hulle? Hulle gaan toe na die koning toe en sê, koning, jy moet nou 'n nuwe wet hier uitbring, jy moet nou 'n nuwe bevel maak, en sê, almal wat in die volgende 30 dae, nie na jou bid of met jou praat of jou vra vir iets nie, as enige iemand in die volgende 30 dae na enige ander God toe roep of bid, hy moet doodgemaak word, en die straf is die leeukuil. En raai wat gebeur? Daniel gaan aan net soos altyd. Ek wonder wat sal baie van ons maak as jy skielik so bevel oor jou kop kry. En weet jy wat? Hy word toe in die leeukuil gegooi, en net vir julle wat dalk die storie vergeet het, die leeu's was honger gewees. Ek hoor 'n teoloog sê nou die dag, nee, die leeu's was nie eintlik honger nie. Hier's party ons hulle rook gras. En dan wil hy nou vir mense kom leer. Verstaan? Daai leeu's was so honger dat die Bybel sê, toe die ander ouens wat hom vals beskuldig het, uiteindelik in die leeukuil gegooi was. Hulle het nog skaars die grond geraak. Kyk mooi. Toe is hulle verslind. Die leeu's was honger, maar die Bybel sê, die Here het 'n engel gestuur. Let op dat Daniel sê sommer self vir die koning, want hy kon toe nie slaap nie, jy sien. En toe hardloop hy baie gou die volgende dag en sê, Daniel, is jy okay? Ja, o koning, kan jy dink? Hy kon dit nie glo nie. Wat het gebeur? Nee, die Here het net een van sy engele gestuur en die leeu se bekke gesluit. Ek wonder of hy as profeet dit gesien het. Ek noem dit maar. Die Here sy oop opgemaak en hier stap die engel in. Ek weet nie wat se sleutel het daai engel gebruik nie, maar ek bedoel. En daai leeu's is so mak soos katjies. Ek dink Daniel het lekker geslaap daar daai maanhare. Groei in voortreffelikheid. Ek is van mening dat die Here die kerk en almal van ons as gemeente, na 'n nuwe vlak van voortreffelikheid wil vat. Ek het 'n woord van die Here uit sy hart uit vir die kerk. Ek wil vir jou sê dat as die gees van voortreffelikheid op jou gaan kom, gaan verhoging op jou kom. Dis baie duidelik dat die Bybel vir ons wys dat voortreffelikheid, en jy kan dit neerskryf, lei na verhoging. Voortreffelikheid lei na blessing. Ek moet nou eerlik wees. En dis my voorreg om te bedien vir baie jare en om mense elke dag te werk en ons het 'n passie vir mense. Kom ons wees nou net almal eerlik. Kom, kyk vir my in my oë. Ons is nou in 'n tyd en ons baie keer dan praat ons as mense daar waar die diens nie so great is nie. Kom, wees nou eerlik. Ons kom in plekke en kom ons noem nou maar nie name nie. Maar jy kry dit by banke en jy kry dit by hospitale en jy kry dit by binnelandse sake ensovoorts. Sommige net in winkelsentrums en dan voel jy ontsteld en jy sê iets soos, ja, hierdie diens is allemaal sleg. Restaurante. En wat my tref, terwyl ek op die Here wag, is dat die Here verheerlik word deur voortreffelikheid. Want Daniel verteenwoordig toe die God van Israel, jy moet nou verstaan, in 'n vreemde land, 'n koning wat nie die God van Israel aanbid nie, wat afgode aanbid, en elke keer het die Here Daniel gebruik om daai konings se lewens te verander. Maar deur die voortreffelikheid, deur die uitmuntendheid, deur die uitstaande diens, het die koning se aandag getrek. Het die Here, luister, uiteindelik met die koning gedeel. En elke keer wanneer ons voortreffelik optree daar buite, dan verteenwoordig ons Jesus Christus. Kom nou. Wanneer die kerk op 'n plek kan kom waar ons voortreffelik raak, uitstaande raak, uitmunt, dan verheerlik ons die Here.
Hy kry dan al die eer en dan gaan daar 'n gerug en 'n getuienis. Het jy gesien hoe werk hierdie kind van die Here? Het jy gesien hierdie ou wat nie skaam is om te getuig elke dag en te bid nie? Dis Daniel se storie. 3 maal 'n dag gebid. Hy het hom nie geskaam vir sy God nie. Maar hy was nie net 'n goeie Christen nie, kom nou, 'n goeie voorbidder nie. En dis wat die kerk moet leer vanmôre. Hy het hard gewerk en hy het in alles wat hy gedoen, goed gedoen. Hy was voortrefflik. Nou hoor ons baie keer 'n aanklag teen kinders van die Here. Waar daar goed gesê word, soos die volgende: hierdie Christen is lief vir die Here, maar hy's lui. Hy kom laat by die werk. Hy loop vroeg by die werk. Sulke goed. Ek hoor baie keer van goed, mense sit by my aan mekaar. Ek het besigheid gedoen, pastoor, met hierdie sogenaamde Christen. En ek het seer gekry en hy het van my gesteel en hy het my belieg en bedrieg. En weet jy wat, nie net die Here se hart kry seer nie, maar my hart as 'n verteenwoordiger van God kry seer en sê, o Here, dis 'n aanklag teen die kerk. Dit spreek van geen voortreffelikheid nie. En vanmôre word jy toegerus. Hier is 'n baie besonderse woord. As jy saam met my die Here kan vertrou en kan bid, dat 'n gees van voortreffelikheid op jou sal kom. Kom nou, van ons skoolkinders tot die oudste persoon in hierdie plek. Almal wat elke dag verantwoordelikheid het. Jy as 'n pa, 'n ma, 'n kind teenoor jou ouers. Man teenoor vrou, vrou teenoor man. Kom nou daar waar jy werk, jou eie besigheid, jou bediening. Wanneer jy in voortreffelikheid kan begin optree, gaan die Here verheerlik word en daar gaan 'n gerug gaan oor jou lewe. Hy gaan die eer kry, want mense gaan sê, wow, hierdie kind van die Here is nie lui nie. Hy staan uit. Jy weet, jy kry soveel werknemers wat die baas se tyd misbruik. Let op dat die apostel Paulus op 'n stadium sê vir almal wat aangestel is as werkers, jy moet nie jou baas dien met oë-diens nie. Dit beteken wanneer jou baas sien, woehoe, as jy vinnig besig. Het jy al daai advertensies gesien? Dan skuif alles sommer gou reg. Maar die res van die tyd is jy op jou foon. Of jy misbruik die werk se foon. Die kerk moet hierdie goed te hoor. Ons is veronderstel om die Here te verteenwoordig daar buite. Elke ou wat nou 'n baas hier is of 'n leier is, sal so waardeer wat ek sê, want jy wil hê jou mense moet hulle beste gee in jou tyd, jy betaal hulle. Daniel het uitgeminder nie, hy het aangehou bid. En my gebed is dat al ons mense, van jong tot oud, 'n gees van voortreffelikheid sal kry. Laat my toe om net vir jou te sê, dan hoor jy net my hart. In 15 plus jaar wat ek hier bedien in hierdie pragtige kerk, probeer ons elke dag, en dit sê ek nederig tot eer van die Here, alles met voortreffelikheid. Ons wil so graag hê alles moet mooi wees en reg wees en tot eer van die Here wees. Dit word genoem excellence. Nou ek wil vir jou net 'n paar gedagtes gee oor voortreffelikheid wat jou baie gaan help. En hierdie woord is so relevant want almal wat werk, almal wat iets doen, jy wat sê jy's afgetree, dit geld vir jou ook, want jy kan in voortreffelikheid aftree. Daar waar jy by die huis sit of rondom ander mense beweeg, dit wat jy ook al doen, kan jy doen met excellence, nie halfhartig. Jare terug het mense goede gesê soos in die kerk, en hier's 'n paar pastore vanmôre hier, hulle sal met my saamstem. Ag nee man, ons doen dit maar net vir die Here. Dan kan 'n ou glad nie sing nie, kan nie eens 'n noot hou nie. Nee, ons doen dit vir die Here, jy weet daai. Terwyl die wêreld sê, no, wait. As ons iets doen, dan kry ons die heel beste. Kan die kerk nie op daai plek kom waar ons verstaan, as ons dit vir die Here doen, dis tot eer van sy naam. Ek gaan nou vir jou wys. Ons wil graag die beste inbring. As jy nie kan sing nie, kan jy nie staan nie. Jy kan nie stort sing. En daal tot eer van die Here sing. Sê amen.
Verstaan jy net die gedagte van voortreffelikheid? Nee, ag, maar daai ou bedoel goed. Laat hom maar preek. Nee. As hy nie geroep is om te preek, en hy het nie die salwing en die gawe nie, kan hy nie hier staan. Sien, ons moet daai ingesteldheid hê, daai mind change. Ons moet verstaan dat die kerk is veronderstel om uit te munt in die wêreld. As ek na Daniël kyk en ek begin in Revelation nou vloei, dan sien ek Daniël is so simbolies van die kerk in die wêreld. 'n plek waar God nie gedien word nie. 'n koning wat God nie vrees nie. Elke dag, daar waar jy beweeg, verteenwoordig jy die Here. Jy verteenwoordig die kerk. Jy verteenwoordig die naam en saak van Jesus daar buite, soos wat Daniël daar in 'n goddelose soos wat Daniël daar in 'n goddelose, jy verteenwoordig die kerk. Jy verteenwoordig die naam en saak van Jesus daar buite, soos wat Daniël daar in 'n goddelose regering was. Jy is dalk onder 'n baas ook, 'n Darius wat die Here nie dien nie, en hy wil met die Here niks te doen het nie, maar in en deur jou lewe, in en deur jou voortreffelikheid, gaan hy sê, maar daar's iets anders in hierdie persoon. En ons weet, dis die gesindheid van Christus, die karakter van Christus. Mag die Here ons help dat ons mense betyd sal wees. Sê eina of amen of iets. Ek kry sulke ouens uit 'n gewoonte, hy's altyd laat. En dan spog hy ook nog daaroor. Nee, ek is maar altyd laat. Dis nie excellence nie. Ek wil vir jou sê, jy verteenwoordig die Here daar in 'n kantoor, daar waar God nie gedien word nie, en wanneer jy voortreffelik gaan optree, gaan jy eer aan die Here se naam bring. En jy moenie verbaas wees wanneer hulle jaloers op jou gaan raak, want dit gaan gebeur. Moenie verbaas wees wanneer die ander mense wat saam met jou werk, goede te sê gaan hê oor jou, omdat jy anders is nie, omdat jy excellence het. Mense gaan altyd goed sê wanneer hulle jaloers is. Nou hoor wat sê die Bybel in Spreuke 22 vers 29, hy sê, sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Hy kan voor konings staan. Dis presies wat met Daniël gebeur het. Dit is presies wat met Josef gebeur het. Och, nou preek ek lekker. Dis presies wat met Dawid gebeur het. Dawid was so voortreffelik, ek dink net skielik nou aan hom, dat die koning hom laat haal het. Hy vra op 'n stadium, nadat hy hierdie Goliat verslaan, vir een van sy manne, wie is hierdie jong man? Nee, o koning, ek weet nie. Laat hom haal asseblief. Hierdie is 'n man wat voortreffelik is. En weet jy dat Dawid skielik in die paleis van die Here inkom, as gevolg van excellence. En toe hierdie koning nog 'n probleem ook, want hy was duiwelbesete. Elke nou en dan was daar 'n gees wat hom getruiter het, sê die. Dan raak hy mal, en hy wil Dawid doodmaak, deur al die jare wat voorgelê. Maar dan speel Dawid net so 'n bietjie op die gitaar, en dan bedaar die koning. Kan jy dink dat die Bybel sê, wanneer jy goed is in wat jy doen, wanneer jy voortreffelik is, luister na die wonderlike woord, wanneer jy jou beste gee, ek gaan nou vir jou verduidelik, kan jy voor koning staan. Jy hoef jou nie te vergelyk met iemand anders. Ons het iets van alles nodig in die samelewing. As jy geroep is om 'n mechanic te wees, raak net 'n voortreffelike mechanic. Want baie keer, kan ek eerlik wees, my mensekennis is baie breed, omdat ek elke dag met mense en hulle dinge te doen het. As jy 'n mechanic is, luister na jou geestelike Vader wat jou help. Hierdie woord gaan jou verhoog. As jy hierdie woord jou eie kan maak, luister wat ek profeteer, gaan jy in 'n nuwe vlakke. Niemand gaan sy karretjie na jou toe wil bring, wanneer jou kar flenters is nie. En dan wil jy bemarking doen, en jy mors nog olie op 'n ander se paving ook. Net nou die dag stop iemand by my, wat nogal goed doen in wat hy doen, hy is nie 'n mechanic.
En ek sê, "Jesus jong, ek het nou mooi nuwe paving hier by my huis. Ek vra net mooi, want ek kyk na hierdie bakkie. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat daai bakkie baie jare oud is nie. Ek vra net mooi, lek jou bakkie nie dalk oor. Nooit! Ag, daai ouens daar by die hek het en daar sit die blits net so. Nou, weet jy wat? Niemand gaan hulle karretjie na jou toe wil bring wanneer jy die mechanic is en is net olie waar jy kyk en die kar lek altyd. Jy weet, of jy moet 'n gebou gaan bou of 'n kamer bou, want jy's nou hierdie bouer en ek moet jou nou aanbeveel. Ag pastoor, beveel my aan asseblief. Maar as hulle sien hoe skeef jy bou, of daar te gerug gegaan oor, yes, like daai ou se laaste projek het in mekaar ingetuimel. Ek vat nou sommer net 'n eenvoudige voorbeeld. Wanneer gaan die kerk op 'n plek kom waar ons uitmunt? Ons nie vergelyk met die wêreld nie, ons is die kerk, die kinders van die Here. Daniël simbolies van die kerk. In die wêreld, 'n vreemde land. Dit is remarkable. Mense wat God nie vrees nie, hy is so goed in wat hy doen, hy is so getrou, hy is 'n man van integriteit, daar kan geen fout by hom gevind word nie, en die koning verhoog hom, want ek kan nie bekostig om jou te verloor nie, Daniël. Wanneer gaan die kerk daar kom, waar ons sê, ons is mense van excellence, hoe ons praat en hoe ons optree en hoe ons lyk, en wat jy ook al doen, as jy nou op skool is, dan doen jy dit met voortreffelikheid, want dis jou seisoen. Wat doen baie Christene? Hulle kla oor hulle werk, en hulle beskuldig hulle baase, en hulle praat kwaad, en sit by my aan mekaar, en is nie lank nie, dan verloor daai persoon sy werk, want jy maak hierdie negatiewe goede los in die gees. Terwyl jy jou baas moet eer. Nee, maar hy dien nie die Here nie. Jy moet hom juis eer. Dis hy wat jou salaris betaal, sodat jy kos op die tafel kan hê. En wanneer jy in voortreffelikheid gaan begin uitmunt, dan gaan 'n baas ook iets sê soos, "Jesus, ek wil jou nie verloor nie. Nee, ek wil jou liewers verhoog." Daar's soveel sulke gevalle waar 'n ou selfs 'n beter aanbod kry, dan sal 'n baas sê, "Woe, jy kan nêrens gaan nie. Ek kan jou nie verloor nie. Ek gaan jou meer gee as wat hulle jou gee." Voortreffelikheid. In my hart het ek so begeerte dat die kerk hierdie ding sal verstaan, dat die Christene die kampioene sal wees. Kom nou, sê amen. Dat ons sal uitmunt. Ons is mense wat hard werk, nie laat is nie. Nie jou baas en sy tyd misbruik nie. Niks steel van jou baas nie. Nee, ag, die goedjies is maar hier vir ons almal, pastoor. Jy moet juis uitstaan. Jy moet juis uitmunt. Hoe gaan jou baas sien dat jy anders is? As jy net soos die res is. Hulle kon geen enkele fout by Daniël vind. Ek sê nou vir jou, enige baas wil so iemand verhoog. So, hier's 'n paar punte. Wat voortreffelikheid nie beteken nie, skryf dit neer want dit gaan jou baie help. Voortreffelikheid beteken nie perfek nie. Let op, Jesus is die enigste perfekte een. Hy is die enigste volmaakte en ons streef om soos hy te wees. So ons word toegerus om perfek te wees, maar ons is almal in hierdie proses. Sê vir iemand naby, wees net met my geduldig, kom, ons is almal op pad. So as ek praat van voortreffelikheid, dan sê ek nie, jy's perfek of alles moet perfek wees nie. Wat voortreffelikheid ook nie is nie, is nie dat jy nie foute gaan maak nie. O, hier is goed, luister na baie gesalfde woord. Voortreffelikheid, sê die Bybel, is 'n gees, dis 'n gesindheid, dis hoe jy dinge doen en benader, dit is met watter gesindheid jy dit doen. Dis soos jy vra vir jou kind, nee, om ietsie te doen, en dan kry jy daai gesig, en daai manifestasie,
Hy gaan doen dit, of sy gaan doen dit, maar met 'n baie lelike gesindheid. Nou luister mooi ouers en kinders, dit is nie voortreffelikheid. Bring my liewers iemand wat iets nie perfek doen nie, maar met 'n mooi gesindheid en gees, en met ons maak baie keer almal die fout, dat ons dink iemand moet nie 'n fout kan maak. Ons maak almal foute. Maar wat voortreffelikheid wel is, skryf neer. Voortreffelikheid beteken dat jy loop die ekstra myl. Jy weet, jy kry ouens, hy hou daai klok so dop. Hy het nie veel gedoen in die kantoor vandag nie, maar dan loop hy ook nog vroeg. So jy dien jou baas met oordiens. As jou baas jou dop hou, dan is jy ordentlik. Luister na baie sterk woord wat die kerk toe is. Terwyl die Here sê, ek soek my mense oral daar in die marketplace. Met voortreffelikheid, want dan bring hulle my eer, hulle verheerlik my, hulle verteenwoordig my hier in die wêreld, en die wêreld sien, hoe lyk ek? Die wêreld sien, hoe lyk die ware kind van die Here? Mense gaan nog stry met jou dalk oor baie dinge, en oor kerk en kerkname, maar niemand kan stry met iemand wat sy werk in excellence doen nie. Dis Josef, dis Daniel, dis David. Reg deur die Bybel lees ons van voortreffelikheid, manne en vroue wat uitgestaan het, wat guns gekry het by die koning, en hy kon nie bekostig om hulle te verloor nie. Loop die ekstra myl, daar waar jy werk, daar waar jy is, en jy gaan sien, jy gaan guns kry by jou baas. Wanneer jy sommer aanbied, sonder dat hy jou vra om te sê, weet jy wat, ek gaan sommer 'n bietjie ekstra werk, want ons kon nie by dit uitkom nie. Wow, hierdie persoon wil werk. Hierdie persoon wil haar beste gee. En weet jy wat, wanneer dit kom by verhoging, ek wil haar verhoog. Ek wil hom verhoog. Ek wil hulle seën met 'n bonus. Ek kan nie bekostig om hulle te verloor nie. Loop die ekstra myl, moenie kyk hoe min kan jy doen nie. Ek kry skielik die prentjie, die Heilige Gees praat baie wonderlik met my. Hoeveel van julle kan eerlik wees? Ek het dit ook al gedoen. Jou ma vra vir jou om ietsie af te vee, die vloer af te vee. Uit te vee met 'n besem. En dan vee jy die goedjies daar onder die tafel. Ek kon onthou, ek was so jong seentjie, dan kry ek die werk om die ryskorrels van die vloer af op te tel. Ek kon onthou, ek was so jong seentjie, dan kry ek die werk om die ryskorrels van die vloer af op te tel. Want as 2 seentjies geëet het, is dit net rys onder op die mat. Nou moet ek iemand anders se rys optel. En dan kyk jy maar waar jy 'n kort pad kan kry. Dis soos veemal jou die stoffies onder die bed en mamma sal nie sien nie. Maar sy gaan sien nou. En so maak mense baie keer in die werksplek. Hy sal nie sien nie. Sy sal nie daarvan weet nie. Jy soek 'n kort pad. En jy is nie voortreffelik nie, want voortreffelikheid, luister mooi, is hierdie openbloot voor God. Alles wat ek doen, is vir hom. Ek wil niks toelaat in hierdie gemeente of bediening wat nie voortreffelik is nie. Let op, dis nie perfeksionisme nie. Ons streef na daai perfeksionisme in Christus, want hy is perfek. O, hierdie is goed. Maar ons maak almal foute, soos vergewe gou, moenie van jou kind verwag dat hy of sy nie foute kan maak nie. Jy was nie perfek nie, liewe pa of ma. Nee, voortreffelikheid is 'n gesindheid. Iemand jou vra om iets te doen, of jou ouers vra vir jou om 'n klein opdragie uit te voer, dan doen jy dit na die beste van jou vermoë. So loop die ekstra myl, gee jou beste. Skryf hierdie goedjies neer. Moenie afskeep nie.
Doen alles tot eer van die Here en tot eer van sy naam. En jy sal sien hoe dit vir jou blessing gaan bring. Selfs in jou eie huis, waar jy as kind net 'n opdrag moet uitvoer. Hier's 'n woord vir ons tieners. En jy was daai kar met excellence. Jy was die hondjies met voortreffelikheid. Nie net die kop nie, alles. Hierdie brokkie lyk daarom nou snaaks vanmôre. Net die helfte is gewas, nie die ander helfte. Maar ek is haastig, ek moet iets gaan doen. Jy weet daai voortreffelikheid gaan lei na verhoging. Selfs in jou huisiening, die Bybel is so duidelik. Jy gaan guns kry by jou pa, by jou ma. Jy sê, ek verdien so 'n klein salarisie, niemand sien my raak nie. Dank God vir wat jy het en begin om voortreffelik te raak en jy gaan uitstyg. En is nie lank nie, dan gaan jy verhoog word, jy gaan meer kry, jou baas gaan jou raak sien. Jy sê nie, maar hy dien nie die Here nie, hy verstaan nie hierdie goed nie. Ek gee dan nou vir jou voorbeeld uit die Bybel uit, waar koning Darius, wat sien as jy 'n ouer vanmôre het, of jy hier 'n tuiningenieurtjie om jou tuin te doen. Wanneer hy vir jou mooi werk en dinge goed doen, man, wil jy hom seën. Dis 'n aanklag teen die kerk. En ek sê dit vanmôre as iemand wat 'n passie vir die kerk het. Wanneer daar lelike goed gesê word teenoor Christene, omdat Christene lui is en hulle werk nie goed kan doen nie. Omdat baie Christene slap is in hulle werk. Laat kom, lelik praat, dan verteenwoordig ons Jesus nie goed nie. Hoe gaan ons mense wen vir die Here? Hoe gaan ons daai baas wen? Hoe gaan jou kollegas wen? Hoe gaan jou familie en vriende wen vir Jesus, as jy nie eers in jou werk dit goed kan doen nie? So hier's 'n pragtige skrif wat sê, Kolossense 3:23, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Alles wat ons doen, doen ons asof vir hom. Okay? In die kerk wil ons baie graag in excellence optree. So as jy iets nie kan doen nie, sleg voel nie, daar's iemand anders wat dit kan doen. Maar ons wil graag hom verheerlik. Nee, maar ek doen dit vir die Here, maar jy kan dit eintlik nie goed doen nie. Nee, dan doen jy dit nie regtig vir die Here nie. Alles wat ons doen, maak nie saak wat jou werk is vanmôre nie. Ek voel ek het 'n woord vir sakemense. Begin om in excellence op te tree. Die manier hoe jy werk met jou kliënte, net hoe jy met hulle praat, gaan vir jou deure oopmaak. Want ons is nou in 'n tyd waar mense so moeg vir slegte diens. Mense voel hulle betaal baie geld om iewers te gaan uit eet, dis 'n luxury, en dan kry jy tyd hierdie slegte diens. Let op, dis nie die restaurant wat sleg is nie, is net 'n waiter wat nie voortreffelik is nie. Raai wat, die een wat voortreffelik is, kry goeie voetjies. So dit maak regtig nie saak waar jy is nie. Jy sê maar jy is so voetjies. So dit maak regtig nie saak waar jy is nie. Jy sê maar jy is so. Let op, dis nie die restaurant wat sleg is nie, is net 'n waiter wat nie voortreffelik is nie. Raai wat, die een wat voortreffelik is, kry goeie voetjies. So dit maak regtig nie saak waar jy is nie. Jy sê maar jy is so laag op die leer, jy is so onder, dis 'n goeie plek, nou kan jy net opgaan. Doen alles tot eer en verheerliking van sy naam. O, jy sê op 'n maandagmôre, jy het net nie lus om by daai werk in te stap nie, want hierdie klomp Filistyne. Maar as jy hierdie Kolossense 3:23 jou eie maak en jy begin alles doen asof vir die Here en jy word wakker met die wete, die Here het my weer gespaar, prys die Here, my hart klop, ek haal asem vanmôre, ek het 'n familie, ek kan 'n salaris kry en daar kan kos op die
werktafel wees, dan gaan jy werk toe met hierdie voortreffelikheid. Ek gaan my beste gee, want ek moet sorg vir my gesin, prys die Here. Die Here stel my in staat om nog te kan werk. Dis genade. Voortreffelikheid. En as 'n groot leemte in die tyd waarin ons leef, en veral in die kerk, want ek praat met die kerk vandag. Is asof party ouens dink hy's 'n Christen. So wat? Dis juis nie so nie. Dis juis waar jy anders moet wees om hard te werk, gedissiplineerd te wees, betyds te wees, mooi te praat met jou baas. En dis wanneer guns kom, dis wanneer verhoging kom. Dis wanneer jou baas jou inroep en sê, ek wil jou aanstel oor meer, ek kan jou nie verloor nie. Mag die Here 'n nuwe ding doen in die kerk, kan jy amen sê. Hoeveel keer hoor ek van mense wat by my sit, waar hulle besteel is deur 'n sogenaamde Christen dit of dat. Dis 'n skande. En al wat gebeur met daai persoon, hy skiet homself in die voet, want nooit weer sal ek jou aanbeveel nie. En niemand sal jou aanbeveel nie. Want ons mors nie met God se mense nie. Maar dit geld vir ons almal. Mag hierdie gees van voortreffelikheid op jou kom. Mag jy jou kinders leer van kleins af, dis met die gesindheid wat jy dit doen. As hy 'n fout maak, dis okay, ons maak almal foute. Voortreffelikheid is nie perfek nie. Voortreffelikheid is hierdie gesindheid om iets te doen na die beste van my vermoë. Hoor dit sê die Woordeboek, voortreffelikheid beteken 'n uitstaande kwaliteit of funksie. Maak nie saak hoe klein of hoe groot jou job is nie, jy doen dit na die beste van jou vermoë. As jy iemand groet by die deur, dan doen jy dit na die beste van jou vermoë. Prys die Here. Wat maak ons as mense? Ons kyk baie keer neer op mense. Ag, hierdie ou is 'n straatvee. Dank God vir die ou wat die strate vee. Amen. Jy wil nie daar staan nie, né? Jy nou sê, as ek net die strate kan vee in die hemel, solank ek net die hemel maak. Ek dink nie daar gaan stof wees in die hemel nie. Strate van goud. Ek hoor aan 'n pastoor sê nou, as hy net skorrel goed kan was ook in die hemel, net nie die hemel mis nie. Wat praat jy met? Nee, ek wil in sy heerlikheid wees vir ewig en altyd. Ek weet die Here sal ons help dat ons nie skorrel goed was in die hemel. Ek het my tand gebring hier baie gedoen. Dank die Here vir skorrel goed wassers en almal sê amen. En vir julle wat nog nie 'n skorrelgoedwasser het nie, wees voortreffelik in wat jy doen. Jesus, wat iets wat my pla. As ek by daai boompie sit, en nou die dag, nou vat ek my vrou vir 'n koffie, nou drink ek 'n tee, en daai koppie het so lekker lipstif in my kop. Here help my. Want nou dadelik dink ek aan wie se lippe was hierdie lippe moet sê, so sê die Here, en nou is hier 'n rooi, en is vuil, en daar's vuilheid binne. Nee! Ek bid dat die gees van voortreffelikheid hierdie huis tref. Maak nie saak hoe gering jy dink jou werk is nie, as jy die gees van Daniël, die gees van voortreffelikheid op jou gaan kry, gaan jy uitstaan. En jy gaan nie bly waar jy is nie, jy gaan verhoog word. In jou salaris, in jou status, in alles wat jy doen, jou amp. Want die Here sien jou getrouheid. Let op, die Bybel sê, hy was getrou in alles. Hy kon geen enkele fout by hom kry. Hierdie godsman wat bid 3 keer 'n dag. Almal kyk op na hom. Ja, hierdie ou is die ou om te hê. So as mense op jou jaloers begin raak, moet jy weet jy doen iets reg. As mense nog nie jaloers is op jou nie, wel jy moet nog op pad stap. Maar hulle nog eers sien wat jy doen.
Het jy die woord van die Here geniet? Kom ons staan en bid ons. Kom ons gee die Here al die eer. Here, dis ons begeerte om te groei in voortreffelikheid. Hierdie is die jaar van groei vir ons as gemeente. En ons kies ook vanmôre om in voortreffelikheid, excellence te groei. Ons wil alles doen tot eer van U naam, asof vir die Here. Here, ons wil U behaag. Ons wil hê U moet verheerlik word. En deur alles wat ons doen, maak nie saak hoe klein of groot dit is nie. Here, vergewe ons waar ons baie keer nie voortreffelik was nie. Vergewe ons waar ons baie keer 'n verkeerde gesindheid geopenbaar het. Vergewe ons, Here, waar ons dinge net nie goed gedoen het nie. En gedink het, ons kan maar net daarmee wegkom. U sien tog alles. U sien tog ons harte. U ken tog ons harte. Selfs daar waar ons alleen is en niemand weet nie, weet U. En ek bid vir al ons mense, en almal wat nou na my kyk en luister, vir hierdie gees van voortreffelikheid. Here, werk dit in ons. Werk dit in ons lewens, Heilige Gees, sodat ons Jesus kan verheerlik net waar ons kom. Ja, daar buite in die wêreld moet mense sien, hoe lyk U? Hoe lyk die ware kerk van die Here? Hoe lyk 'n man en vrou, 'n seun en dogter, wat in voortreffelikheid optree? Ons wil net ons beste gee, want ons weet ons beste is goed genoeg vir U. Dankie dat U ons foute vergeef. Ons is nie perfek nie, Here. U is perfek. Ons streef na perfektheid om soos U te wees. Dankie vir vergifnis. Ek dank U vir hierdie gees van excellence op hierdie bediening en gemeente. Lig jou hand op dat ek jou kan seën. Here, mag hierdie gees van voortreffelikheid op elkeen nou kom, elke huisgesin wat hier verteenwoordig, elke huwelik, elke kind, ons finansies, ons bedieninge, ons werksplekke, ons besighede. Ek seën jou met voortreffelikheid. Mag jy uitstaan, mag jy soos 'n Daniël uitmunt. Amen. Mag jy geseënd wees. Ek profeteer verhoging oor jou. Prys die Here. Mag jy raak gesien word, omdat jy getrou is in alles wat jy doen, selfs die klein dingetjies. In Jesus naam. En hy wat getrou is in die kleine, sal aangestel word oor groter dinge. Dankie, Here. Ek weet U glimlag nou, Here. Ons eer U in Jesus lieflike naam. Kan jy sê amen? Ons dank vir die Here. Kom aan, gee die Here eer.